Welkom by hierdie week se AMT politiese oorsig saam met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Ek dink wat ons graag hierdie week wil op fokus natuurlik die oorlog, Iran-Israel oorlog wat 'n baie groot impak wêreldwyd nou het. So Prof, as ons dalk daar begin, eerstens welkom en as Prof dalk so 'n bietjie vir ons kan vertel, veral met Trump wat bietjie vroeg of 'n dag of 2 dae vroeër by die G7 beraad weg is. En ek dink dit het seker grootliks uit te waai met wat nou in Iran en Israel aangaan. Ja, hierdie goeters het nou baie die mekaar geloop. Laat ek net dit so begin deur te sê, in sy eerste termyn, wat Donald Trump president was hy 'n ontwrigtende faktor by elke G7 beraad. Hy het op 'n stadium NAVO uitgetrap. Hy het op 'n stadium vir sy mede G7 genote gesê, julle doen nie genoeg nie en al daai soort van goed. Met sy tweede termyn het ons die gevoel gekry dat hy met 'n baie meer oorwoë strategie gaan kom. Hy het reeds die wêreld ontwrig met tariewe. Nou is daar 'n ontmoeting van die G7 in Kanada. Op die vooraand van die G7, en miskien net vir die luisteraars wat wil weet, die G7 is Amerika, Engeland, Frankryk, Duitsland, Italië, Japan. En dan die Europese Unie, ek het Kanada vergeet. Ja. Die Europese Unie is deel van die G7, die hele Europese Unie as 'n organisasie. Op die vooraand van hierdie meeting kom Israel, nadat hy vir 2 weke lank dreig om vir Iran aan te val, en die Amerikaanse president vir hulle sê, hou net bietjie, hou julle pere, wag, moenie dit nou al doen nie, kom hulle en hulle val Iran aan met 'n ongelooflike 200 vliegtuie, waarvan almal suksesvol terugkeer. Wat beteken, die lugruim oor Sirië was skoon, en die lugruim oor Iran het nie radar gehad wat gewerk het nie. En dit het alles gebeur, omdat Israel van tyd tot tyd die situasie in Iran ontwrig. So hy het Iran se infrastruktuur tot so 'n mate ontwrig, dat hy 'n suksesvolle aanval kon loods. Dit maak natuurlik nou dat die G7 plaasvind, maar daar is 'n klomp agendapunte by die G7, daar's klimaatsverandering, daar's bosbrande, daar's tariewe, niks van daai kom regtig tot uiting nie. Maar klimaatsverandering klink vir my so half 'n faktor wat nie belangrik is as ons nou amper na 'n derde wêreldoorlog begin kyk nie. Exactly, en dis toe presies wat gebeur. Die oorlog in die Midde-Ooste oorheers die totale G7 beraad, tot so 'n mate dat Trump net 'n dag lank bly. Dis 'n 3 dae spitsberaad, Engelse woord summit. Trump daag op, hy is nie baie ontwrigtend nie, hy sê so 'n paar goed wat die ouens se koppe laat draai het, soos byvoorbeeld, dit was 'n fout om Rusland uit te skop uit die G7, toe dit nog die G8 was. Hy het 'n meeting met die Britse premier, waar hulle teken, tariewe tussen hulle, so hulle het nou 'n ooreenkoms bereik, en hy het 'n vergadering met Mark Carney, die premier van Kanada, waar hulle ook 'n soort van 'n ooreenkoms het, maar nog nie heeltemal duidelik nie, want kyk, die groot vraagstuk tussen Kanada en Amerika gaan oor landbouprodukte, want baie van die melk en die botter en die goed wat Amerika gebruik, kom uit Kanada uit, en dan motoronderdele en voertuie, wat tussen die twee gebou word, en die derde ding is hout, waaroor hulle nou maar hulle het vordering gemaak. Maar hy kan nie met Cyril Ramaphosa ontmoet nie, daar is die tyd nie. Hy kan nie met die Oekraïense president ontmoet nie, Zelensky, daar is die tyd nie, en so meer. So, hy is vroeg weg, en jou vraag in die begin was, hoekom is hy vroeg weg? Wel, hier is 'n baie interessante geleentheid, en 'n mens moet nou 'n bietjie in die persoonlikheid van Donald Trump ingaan om dit te vir jou te verduidelik. Donald Trump wou nie 'n oorlogie tussen Iran en Israel gehad het nie, want hy sê, hy onderhandel op die oomblik met Iran om vrywillig afstand te doen van hulle kernpotensiaal. Ons dink nie hulle het al 'n kernwapen nie, maar hulle het beslis kernpotensiaal. Hierdie aanlegte waarmee hulle Iran verryk is byvoorbeeld 'n voorloper daarvan. Maar jy moet baie Iran verryk tot 'n hoë persentasie voor jy kernmateriaal genoegsaam het vir 'n bom. Iran is op pad soontoe, maar hy het dit nog nie. Israel wil verhoed dat hy daar is.
Ons dink almal Israel het reeds kernwapens wat hulle by die Amerikaners gekry het. Ons weet ook dat Israel Suid-Afrika gehelp het met die ontwikkeling van die 6 kernbomme wat ons gehad het en mettertyd opgegee het. So Israel het kernwapens, maar Iran mag nie hê nie. Jy kan al reeds hier die asymmetriese verhouding sien, die wanbalans. Is die vraag wat gevra word, hoekom mag Iran nie kernwapens hê nie, maar Pakistan het? En Pakistan is net so 'n onstabiele plek. En Indië het ook. En as Indië en Pakistan aan mekaar is, dan wonder almal, mekaar ook opblaas. gaan hulle nie mekaar opblaas nie. So hier is 'n klomp strategiese vrae, maar die groot rede hoekom hulle dit van Iran wil weghou, is Iran ontwrig die Midde-Ooste met sekere proksies wat hy het. Nou 'n proxy is maar net iemand wat namens jou optree. En ons kan dit by die naam noem, Hezbollah, Ja, al hierdie Hamas, groepe, ja, eintlik. die Houthi-rebelle, wat daar in die berge in Jemen sit en missiele skiet op die bote wat daar verbykom en wat die Suezkanaal eintlik onbruikbaar maak en dat die mense nou weer om die Kaap moet ry, wat 'n groot addisionele koste bring op handel, wêreldhandel. En die Israelies val aan en dit oorheers die totale G7-beraad tot die mate dat Trump net 'n dag bly en dan gaan hy terug. Nou, hoekom het ek net nog gesê die persoonlikheid van Donald Trump? Donald Trump wil nie 'n oorlog hê nie. Hy beloof aan sy ondersteuners, ek gaan Amerika uit hierdie onnodige oorlog uithaal. Maar hier kom Netanyahu, die premier van Israel, en hy gee vir Donald Trump op 'n skinkbord Iran. Hy sê, ek het al die aanvoerwerk gedoen, ek het my vliegtuie ingestuur, ek het al die plekke gebombardeer, Iran is nou, hy lê nou. Hier sê hy vir jou, jy kan nou die finale nekslag toedien. En ek dink dis so 'n aantreklike offer, dat hier waar ons nou sit en praat, op die 6de dag van die Iran-Israel konflik, is dit my gevoel dat die Amerikaners wel op 'n manier betrokke gaan raak. Ek dink Hulle het al hulle bote soontoe gestuur, hulle is besig om die aantreklikheid van die aanbod is net so groot dat ek dink Donald Trump sien al klaar hoe hy die winste kan opeis van 'n suksesvolle nederlaag teenoor Iran. Maar dis nou nie noodwendig om Iran Amerikaanse staat te maak. Dit is meer om 'n regime change, amper as ek 'n Engelse woord kan gebruik, in Iran, wat dan baie meer goedgunstig is teenoor Israel en Amerika, eintlik in te bring. Ja, dis die teorie. Ja. Maar nou wil ek net vir daarop wys. Baie keer dink mense, Israelies het so gedink, as ons Hamas vernietig, dan gaan ons die ideaal van hierdie klomp ouens om Israel te vernietig ook doodmaak. Dit werk nie so nie. Jy verdiep eintlik die ouens se wrevel, se haat in jou. So jy kan hom miskien tydelik ontwrig, maar solank daar 'n paar seuns oorgebly het, of kleinseuns wat met die idee loop dat my oupa is deur die Israelies vermoor en ek hou hierdie haat, bly die idee geldig. So jy maak nie 'n idee dood nie. Jy kan die mense doodmaak. En met Iran sit ons met dieselfde. Iran is 'n baie, baie diep godsdienstige staat. Ons noem Iran 'n teokrasie. Omdat die staatshoof van Iran, die Ayatollah, is eintlik 'n baie, soos die paus, vir die Shia gemeenskap in Iran. En ek dink, daai wrevel in Israel, wat so lank kom, en Israel se wrevel in Iran, eintlik is hulle die twee magspole in die Midde-Ooste, wat die hele tyd vir mekaar loer, wat die Midde-Ooste wil beheer. En as jy nou op 'n kaart kyk en jy besef, Israel is so 'n klein strokie land, en Iran is hierdie enorme groot land, wat grens aan Pakistan, aan Afghanistan, aan Turkmenistan, aan die Kaspiese See, aan Turkye, aan Sirië. Hy is ongelooflik invloed, en Irak. Maar Irak op die oomblik is 'n nul op 'n kontrak, is chaos daar. En Sirië is 'n nul op 'n kontrak, en ek dink dis hoekom die Israelies besluit het om nou aan te val. Want die beskerming wat Iran nog altyd gehad het in Sirië is weg.
Die leier van Sirië is onlangs uit die kussings gelig en daar is nou so 'n bietjie onstabiliteit. Rusland, wat nog altyd vir Iran ondersteun het, kan nie, want hy kan nie op twee fronte oorlog maak nie, die Oekraïne hou hom besig. En dis miskien 'n belangrike voetnoot net vir die ouens wat daaraan belangstel. Rusland kry al sy drones, al sy hommeltuie, wat soos klein vliegtuigies lyk. Ja. Dis nou nie hierdie met 4 propellers, dit is 'n vliegtuig. Ja. Kom almal uit Iran uit, hulle word in Iran gemaak. Nou moet Iran sy eie hommeltuie gebruik om homself teen Israel te verdedig, so die toevoer van hommeltuie na Rusland toe neem af. So jy kan sien hoe hierdie oorlog daai situasie beïnvloed, hoe dit die politiek in Washington beïnvloed, hoe dit die olieprys beïnvloed. En so jy kan sien, dis 'n oorlogie, van 'n regionale oorlog, maar regtig met 'n globale impak. En dis dink ek hoekom 'n mens daarna moet kyk en hoekom 'n mens dit moet dophou. Wat ek eintlik bekommerd oor is het Iran nie byvoorbeeld die ondersteuning van die Chinese nie. Kan dit nie die ooste meer begin intrek en dit dan half Amerika en China weer reg te mekaar laat begin koppelbots nie? Dis 'n geldige vrees. Dit is ook 'n vrees wat daar was met die oorlog in Oekraïne. Die Chinese het egter 'n ander oogmerk. Die Chinese het een militêre behoefte. En dis om uiteindelik Taiwan oor te neem. Om Taiwan nie as 'n onafhanklike staat te laat funksioneer nie, maar as 'n provinsie soos Hong Kong. En die tweede ding, die Chinese wil nie wêreldhandel ontwrig nie. En as hulle te nou betrokke raak by Dis hulle brood en botter. dis hulle ekonomie. Ja. As die wêreldhandel ontwrig word, dan het China geweldige probleme. En ons moet weet, China se ekonomiese model is gebou op 'n permanente ekonomiese groeikoers van 5% plus. Ja. Is dit nie 10% per? Maar as hulle nie minstens 5% handhaaf nie, so gaan die teorie, dan kan hulle nie voorbly om hulle mense 'n geweldige goeie lewe te bied nie. En as hulle nie 'n goeie lewe het nie, gaan hulle begin politieke vrae vra. Kyk in Suid-Afrika, hoeveel ontwrigting het ons op plaaslike vlak, hoeveel klippe word op paaie gegooi, hoeveel ontwrigting is daar omdat dienste nie gelewer word nie. Dit kan nie in China plaasvind nie. So China moet voorbly. So hy het 'n belang by 'n normalisering van die wêreldorde. So China gaan nie by een van hierdie oorloë betrokke raak nie, anders as om aan Iran te sê, dis tyd om vrede te maak. Wow. En dis dieselfde wat hy vir Rusland sê. Daar moet 'n tyd kom waar die konflik met die Oekraïne gestaak word. Ons kan nie so aangaan nie. So ek dink dit is sy rol. En uiteindelik is dit dus Amerika en China wat gaan bepaal waartoe gaan hierdie oorlog. Ja, hulle is tog die groot. Hulle is die grootes. Ja. Maar Prof het nou so 'n bietjie gepraat van die impak wat dit nou natuurlik op ons plaaslike pryse het, oliepryse wat natuurlik die hoogte ingeskiet het. So plaaslike front nou gaan kyk, daar is 'n bietjie bekommernis oor ons inflasie, voedselpryse wat ook op is. Maar een van die faktore wat ons voedselpryse nou dryf is back and close. Ja. Maar ek het gesien ook, en my gevoel is, as ek nou na mediaberigte gaan kyk, is dat ons departement van landbou baie vinniger reageer deesdae op inentings, op 'n nuwe ondersteuning aan die sektor. Het Prof ook daai gevoel gekry? Kyk, jy is eintlik op 'n baie goeie punt hier, want dis nou 'n jaar wat die regering van nasionale eenheid funksioneer. Jy weet, mens kyk gewoonlik die eerste 100 dae en dan kyk jy verskillende, maar 'n jaar is 'n goeie tyd om 'n oordeel te vel. Werk hierdie ding of werk hy nie? Nou, ons is eintlik nog steeds in 'n konstruksiefase van die regering van nasionale eenheid, maar ons kan reeds sê dat die departement van openbare werke werk met Dean McPherson. Ons kan sê dat die departement van binnelandse sake werk onder Leon Schreiber. En ons kan baie duidelik sien dat die departement van landbou anders funksioneer as in die verlede. Ja, mens voel dit aan, ja. Ek sien dit met voëlgriep en ek sien dit met back and claw. Die feit dat ons so vinnig kon slaag daarin om vaksines in te voer en om besluite te neem om diere in te ent. Dis iets wat 2-3 jaar gelede net eenvoudig nie moontlik was nie. Al het ons 'n goeie minister van landbou gehad in Toko Dodiza. Hulle kon net nie die besluite neem nie. So ek dink
dis die bydra wat die regering van nasionale eenheid gebring het in 'n paar selektiewe plekke. Nou, 'n jaar na die regering van nasionale eenheid het ons onsself afvra, het die DA wel 'n invloed in die kabinet? Het die Vryheidsfronte 'n invloed in die kabinet? Of is die ANC nog steeds besig om die kabinet eintlik te domineer? Nou die jury besluit nog daaroor. Wat ons wel kan sê na 'n jaar, die DA het uiteindelik besef sy grootste krag lê nie in die regering van nasionale eenheid of in die ministeriële posisies wat hy beklee nie, wat hy goed doen. Sy krag lê in die parlement. Sy krag lê in daai portefeulje komitees. Sy krag lê in besluitneming soos wat ons met die begroting gesien het. So ek dink dis waarop die DA al sterker begin fokus, is op die wetgewende deel van die regering van nasionale eenheid. Want onthou, die DA het ook die adjunkt speaker, Dr. Lotriet, en hulle het 'n hele klomp voorsitters van komitees, wat indringende vrae vra, soos een Cameron, oor meer implementering. Wel, dit bring implementering, want hierdie ouens moet gedurig kom hakkeklap voor die portefeulje komitees. En ek dink dit bring alreeds die verandering. Ons is miskien te gefokus op die kabinet en ministers. John Steenhuisen het self, dink ek verlede week ergens in 'n onderhoud gesê, die posisie van minister is baie meer kompleks as wat die meeste ouens dink. Want 'n minister balanseer belange. En baie keer, al het jy 'n adjunkminister, doen die adjunkminister ander goeders. Hy is nie noodwendig jou adjunk as die minister nie. Hy is partykeer daar meer as 'n kontrole op jou van die ANC se kant af. So op daai punt is die feit dat Helen Zille nou burgemeester van Johannesburg dalk wil raak, hoe skakel dit in? Ja, ek dink dit was 'n baie interessante besluit, en lyk my sy gaan dit doen. Ja. Sy het nou formeel, as ek het reg het, het sy formeel aansoek gedoen. Ja. Onthou, Johannesburg gaan in die verkiesing volgende jaar 'n koalisieregering hê. Helen Zille weet om koalisies aan mekaar te sit. Sy het in Kaapstad gedoen, suksesvol. Sy was premier. Sy is 'n baie sterk vrou in die politiek. Party mense sê sy is te dominerend, maar as daar een mens is wat die ingewikkeldheid van Johannesburg sal kan bestuur en mense sal kan fokus. Wat is die grootste rol wat 'n burgemeester speel in 'n groterige dorp of stad? Dis om die prioriteite te bepaal. Wat gebeur eerste, wat gebeur tweede, wat gebeur derde? En ons sien dit in al hierdie groot dorpe en stede. Hoe kan 'n burgemeester toelaat dat daar op 'n deurgangsroete in 'n dorp 'n slaggat is? Jy kan dit nie toelaat nie. Dis die gesig van die dorp. En nou, as jy nie kan prioriseer nie, dan gebeur dit. Jy moet goeie bestuur, goeie priorisering en leierskap. En Helen Zille het al drie daai goed. So ek dink dit behoort 'n baie interessante ding te wees. Maar sy sal dit dalk kan regkry, of sy sal dalk in die posisie ingestem kan word. Ek dink so. Ek dink nie die DA het die vermoë om sê 50% in Johannesburg te kry nie, maar 'n goeie 30-35% sal jy nodig het om 'n dominante speler in 'n plaaslike regeringssetup soos Johannesburg te wees. En dit mag dalk vir Tshwane of Pretoria ook so uitwerk, want volgende jaar se plaaslike regeringsverkiesing begin nou al by die ANC te spook, soos 'n nagmerrie. Want dit kan ook groot. Die traject, hulle steentraject is besig om af te neem. Nou dit gaan so klein bietjie beter lyk na einde van die jaar se kant toe, want hulle maak Johannesburg mooi reg om laat die G20 daar gaan plaasvind. So die ouens in Johannesburg, dink ek, gaan 'n bietjie 'n skoner stad hê, maar dit behoort eintlik in die hele Suid-Afrika te gebeur en dit gebeur nie. Ja. Baie dankie Prof, dit was baie interessant, altyd interessant om met Prof te gesels. Skakel gerus in volgende week, want ons verder gesels oor die nuutste gebeure wat internasionaal gebeur. Ek dink daar is baie nuus wat in die volgende paar dae gaan uitkom daar, en ook natuurlik wat plaaslik ons markte beïnvloed. So baie dankie Prof, dit was 'n baie interessante gesprek. Plesier.